Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Ek wil vir ons lees uit Jesaja 1 uit. Jesaja is een van die groot en belangrike profete van die Ou Testament. Hy tree op, of hy begin optree, rondom 740 voor Christus in Juda. Nou, in Jesaja se tyd was die land Israel, soos wat ons dit nou maar vandag sal ken, eintlik twee lande. Die land het in twee geskeur na Salomo. In die noordelike kant was Israel, 10 stamme van Israel. En in die suidelike kant was Juda, die 2 stamme van Benjamin en Juda was daar gewees. Die noordelike kant het sy eie land, sy eie weermag, sy eie koning, sy eie hoofstad, Samaria, sy eie paleis. En in die suidelike kant was die koning Osia, toe Jesaja begin het, in Jerusalem, sy paleis en tempel, alles is in Jerusalem. En dis die einde van 'n tyd van ongekende voorspoed. Daar was dekades van ekonomiese opbloei in Juda, en in Jesaja 2 praat Jesaja van, hulle het baie goud en silwer. Die uitdrukking in Afrikaans, daar's geen einde aan sy skatte nie, kom hier uit Jesaja uit. So, Jesaja sê van hulle het baie goud en silwer, baie perde ook, baie strydwaans ook, daar's nie geen einde aan julle skatte nie. Ongelukkig ook baie afgode. En daar kan ons klaar begin agterkom waar lê die probleem. Maar Jesaja hoofstuk 1 begin op 'n baie ernstige noot. Die Here het hom geroep om met hierdie volk te praat. En hierdie volk is die Here se volk, dis Juda. En hy begin en sê 'n paar goed oor onreg en vormgodsdiens. Ons weet dat Jesus gesê het, baie later, die hele wet word saamgevat in liefde vir God en liefde vir jou naaste. Nou hier kan ons sien, hoor gou wat sê Jesaja, wat is die probleme wat in Juda voorkom. Jou vorste is in opstand teen my. Hulle is kop in een mis met diewe. Hulle is almal versot op korrupsie en is agter omkoopgeskenke aan. Klink dit vir julle bekend? Hulle laat nie reg geskied aan weeskinders nie. Hulle behartig nie die regsaake van weduwees nie. Omkopery, korrupsie, onreg teenoor die armes en die stemloses en die magteloses in die land. En dit gaan saam met vormgodsdiens. Nou kla Jesaja hulle daaroor aan. Hy sê, ek is sat van die brandoffers van ramme. Dis die Here wat sê. Hy is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste. Die bloed van bulle en lammers en bokke staan my nie aan nie. En so ook die uitroep van feesdae, want ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. So jy sien die twee goed, onreg en vormgodsdiens, dat hulle dink as hulle die offers bring in feesdae uitroep, dan het hulle nou die Here tevrede gestel en dan in hulle eie lewe doen hulle al hierdie verskriklike goed. Maar die kern van hulle moeilikheid staan heel in die begin van Jesaja 1. Ek lees 'n langerige stuk. Luister hemele, gee aandag aarde, want die Here het gesê, ek het kinders groot gemaak en opgevoed, maar hulle het teen my in opstand gekom. 'n Bees ken sy eienaar, en 'n donkie die krib van sy baas, maar Israel ken my nie. My volk het geen begrip van wat ek doen nie. Ellende wag vir julle, luister na die waarskuwing, sondige nasie, volk met skuld belaai, geslag wat verkeerd handel, julle wat net afbreek. En hier is die kern van hulle sonde, die begin en die kern van hulle sonde. Wat my die Here verlaat het, my die Heilige van Israel verag en vir my die rug gedraai het. Daar's nie meer plek waar nog aan julle geslaan kan word nie. En tog hou julle aan om van my af weg te draai. Die aanklag is baie ernstig. Maar die genade lê daarin dat die Here ons terugroep na hom toe, as ons wegdwaal. Hy roep ook hierdie mense terug na hom toe. Hoor hoe mooi sê hy dit. Was julle
Reinig julle. Moenie voor my verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen. Sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker tee. Laat reg geskied aan die weeskinders. Behartig die regsaake van die weduwees. En dan hierdie pragtige oproep. Kom tog, dat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet. Maar, en ons moet mooi luister, die Here laat nie met hom speel nie. Hy is genadig, hy roep terug, hy gee kans, maar hy laat nie met hom speel nie. Moenie die roepstem van die Here ignoreer en aangaan, as die Here deur sy gees iets op jou hart druk, in jou lewe wat nie reg is nie. Moenie aangaan daarmee, as jy die roepstem van die Here hoor nie. Hoor hoe eindig hierdie gedeelte. Hy sê, as julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en opstandig bly, sal die swaard julle eet, want dis die Here wat dit gesê het. Naby aan die einde van hoofstuk 1 sê hy die volgende woorde. Wie die Here verlaat, sal te gronde gaan. Ons sien dat die kern van die probleem is, die Here se kinders wat hom nie meer ken nie, wat hulle rug op hom gedraai het, wat hom verag en hom verlaat. Hy roep terug, maar hy sê ook, as jy aanhou op hierdie pad, wie die Here verlaat, sal te gronde gaan. Jesaja gaan aan op hierdie trant van waarsku, roep, pleit, sonde uitwys en terugroep. En ek wil afsluit, nie met 'n waarskuwing nie, maar met 'n oproep van die Here, wat in Jesaja 2 vers 5 staan. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het groot geduld met ons. U lei ons, en as ons van U af wegdwaal, dan roep U ons terug. Here, ons wil ons sonde en ongehoorsaamheid en gebrokenheid voor U bely. Dankie sê dat U ons waarsku en terugroep. En ons pleit by U, Here, moet asseblief nie geduld met ons verloor nie. Trek ons terug na U toe, deur U Heilige Gees. Amen. Ek wil graag hierdie laaste vers herhaal. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig van die Here. Ontvang die seën van ons Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.